Baie welkom by ons eerste sessie van Journey 26 van Doxa Deo Tuinroete familie. My naam is Erika Meiburg en saam met my man Aubrey Meiburg vat ons verantwoordelikheid vir ons Braaimore kampus hier in PE, Dubai, Tobega of GQ. Ons is so opgewonde saam met jou oor die jaar wat voorlê. Die beste plek om te begin is om te sê, die Here het lankal begin. Dit waarmee ek en jy hierdie jaar besig gaan wees, is 'n werk wat die Here al lankal begin het. Nie net in die skrif nie, nie net in die wêreld nie, maar ook in my en in jou. En vir dit waarmee ons hierdie jaar besig gaan wees. Hierdie groeiproses, hierdie disippelskapproses, het die Here alles klaar voorsien wat ek en jy gaan nodig hê om te groei. Soos meeste van julle weet, gaan ons hierdie jaar baie gesels uit 1 Korintiërs 13 uit. En dan ook deur 1 Korintiërs 13 na ander dele van die Korintebriewe kyk. 1 Korintiërs 13 is mos nou natuurlik in die middel van 1 Korintiërs 12 en 14. En in hierdie gedeelte begin Paulus sommer vroeg al met 'n stelling. En hierdie stelling lees ons in 1 Korintiërs 12 vers 3. Niemand kan sê dat Jesus die Here is, behalwe deur die Heilige Gees nie. Ek wil jou uitnooi, hier aan die begin van ons reis saam, om oor hierdie woorde te dink. As jy glo dat Jesus die Here is, het God klaar deur sy Gees in jou kom woon en in jou kom werk. Glo dit. Hy het voorsien. Wat het hy voorsien? Die Heilige Gees natuurlik. As Paulus die 2 Korintiërs briewe afsluit in sy laaste woorde, in 2 Korintiërs 13 vers 13 lees ons, die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met julle almal. Die gemeenskap, die woord is die woordjie koinonia, waaroor ons eintlik al baie gesels het. Dis 'n vennootskap, 'n partnership. God die Vader, Jesus die Seun en die Heilige Gees, vennootskap. God het homself vir jou gegee, vir die reis wat voorlê, sodat jy kan groei in hom. In 1 Korintiërs 1 vers 9 skryf Paulus amper iets soortgelyk. God is getrou, deur wie julle geroep is, tot verbondenheid, hoor daai woordjie koinonia, met sy Seun, Jesus Christus, ons Here. Hierdie hele proses hierdie jaar word gebou op die getrouheid van die Here. Ons is in 'n vennootskap met God self vir hierdie proses wat hierdie jaar voorlê. So ons kan groei hierdie jaar. God het reeds voorsien, want God is getrou. Kan jy sien en hoor, dis nie net my en jou getrouheid wat ons deel gemaak het van die proses nie. Dis nie my en jou getrouheid wat die Heilige Gees in ons laat kom werk nie. Glad nie. Dit is God se getrouheid wat ons deel gemaak het van 'n vennootskap met die Vader, die Seun en die Heilige Gees. God self het hom verbind aan jou met hierdie reis. Daarom kan ons groei en dan God het ook vir ons 'n liggaam gegee. Ander gelowiges. In 1 Korintiërs 12 vers 12, dis mos nou voor 1 Korintiërs 13, en onthou dit was 'n brief, nê? Daar was nie hoofstukke en versies soos ons dit vandag lees nie. Nou in 1 Korintiërs 12 vers 12 lees ons waar Paulus skryf oor die werkinge van die Heilige Gees, oor die liggaam. Hy sê, want net soos die liggaam een is en baie lede het en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Ons het 'n verbintenis met hom, met die Vader, die Seun en die Gees in Christus in vennootskap, en so het ons ook 'n verbintenis met mekaar. Onthou, jy kon nie alleen Bybel lees in daai tyd nie. Dit was briewe, perkamentrolle, daar was nie fotostate of printers nie, daar was niks daarvan nie. So die oomblik as jy hierdie brief hoor, dit wat Paulus skryf, sien jouself in hierdie prentjie. Ons hoor dit saam. Alles wat hy vir ons gaan sê, hoor ons saam. En veral dit waaroor Paulus in 1 Korintiërs 13 skryf, is dit onmoontlik om alleen in dit te groei. Dis hoekom die Here voorsien het in hierdie groeiproses. Ons is in 'n verbintenis met mekaar, en soos wat ons in verbintenis met mekaar is, groei ons saam.
En natuurlik, in die skrif self groei ons ook. En hier het ons te doen met die gemeente Korintiërs. Ek hoop jy het al die inleidende gesprek bygewoon of die video van daardie gesprek gekyk, want die hele inleiding gee vir die briewe van Paulus aan die Korintiërs gemeente vir ons agtergrond. Nee, as jy dit nog nie het nie, vra jou fasiliteerder, ons sal dit vir jou stuur, sodat jy kan kyk, want dit gee vir jou die oorsig en die konteks wat ons nodig het oor hierdie gemeente, en hoekom skryf Paulus vir hulle hierdie briewe. Nou hier is 'n gemeente wat bietjie koers verloor het. Maar onthou, God is mos getrou. Hierdie hele brief sê vir ons, God is getrou. Hy los ons nie as ons die pad byster raak nie. Nee, hy help ons. Hierdie hele journey, saam met die Here in die pad van geloof, is gebou op die feit, God is getrou. Maar bovenal, ook aan jou, my liewe vriendin. En in sy getrouheid, gee hy vir ons die skrif. Hierdie brief, hierdie Korintiërs, hierdie hoofstuk waarop ons gaan fokus, 1 Korintiërs 13, sodat ons uit hierdie gemeente uit kan leer. Hoe maak ons? Wat is die koers wat die Here ons wil lei deur die vennootskap met die Heilige Gees? Wat is die pad wat hy met ons wil loop, sodat ek en jy saam kan groei? Vir baie van ons is hierdie 'n eerste keer wat ons dit waag om onsself te verbind aan ander mense, om in 'n groep saam te reis. Vir so iemand as dit jy is, wil ek sê, well done. Dis regtig die Here se wil, en jy gaan dit sien. Jy gaan dit sien in hierdie jaar soos wat ons gaan saam reis. Jy gaan sien, maar dit is soos wat die Here dit ontwerp het vir ons. Ons groei in verbintenis met mekaar in die Here. So, 1 Korintiërs 13, hier kom ons. Onthou, dis 'n brief. Soos wat ons gesê het in die inleidingsgesprek, daar is 'n klomp onderwerpe dwars deur die brief waaroor Paulus gesels. Die onderwerpe kom uit vrae wat mense gehad het, en natuurlik ook uit 'n besorgdheid wat Paulus vir die gemeente gehad het. En in hierdie gedeelte van die brief, wat nou begin in ons Bybel met hoofstuk 12, skryf Paulus oor vrae wat mense gehad het rondom die gawes van die Heilige Gees, en watter gawes die beste en die belangrikste is. Maar Paulus maak dit deel van 'n groter gesprek, want daar is dinge waaroor hy besorg is in die gemeente, en hy wil dit regkry. Hy wil die koers regtrek deur die werking van die Heilige Gees. 1 Korintiërs 12 begin met die woorde: Wat die geestelike gawes betref, wil ek nie hê julle moet onkundig wees nie. So hy praat hier eintlik van geestelike dinge, geestelikheid, die werking van die Gees. Paulus skryf hierdie gedeelte van die brief, en hy fokus op geestelikheid. Hy skryf oor die gawe van die Gees, hy skryf oor die werkinge van die Gees. Hy skryf oor die feit ook dat ons een liggaam is, en so bou hy op en op en op, tot hy kom in 1 Korintiërs 12 vers 31. Dan sê hy, maar beywer julle met die oog op die beste gawes, en ek wys julle 'n nog uitnemender weg. Julle lê julle toe op die belangriker genadegawes, maar ek wys julle die heel beste weg. So ons sien hier die mense in Korinte vra, wat is die beste gawes? Hulle 10 teen 1 geestelikheid van mense gemeet en gesê, daai ou praat in tale, daai ou profeteer, wow, daai ou het baie kennis. Wat ook al, dit maak nie saak nie. Paulus sê, julle jaag nie die beste gawes, en dis reg so. So hy kom en hy ontmoet ons waar ons is. Hy sê ook, jaag na die beste gawes, en ek wys julle die heel beste, die grootste, die uitnemendste werk van die Heilige Gees. En dis die uitnemender weg. Ander vertaling stel dit anders. Julle lê julle toe op die belangrikste genadegawes, maar, let wel, hy sê nie en nie, maar ek wys julle die heel beste weg. In al die vertalings sê dit iets. Aan die een kant, Paulus ontmoet mense waar hulle is. En aan die ander kant, maar daar is 'n dringende koersaanpassing nodig, sodat ons die heel beste weg van die Gees saam met hom kan stap. Kan jy hoor wat noem hy die heel beste werking van die Heilige Gees?
Dis 'n weg. Dis 'n pad wat jy saam met die Gees stap. Wat ons saam met die Gees stap. Kom ons stel dit so, ons is mos nou 'n liggaam. Die Gees vat ons as 'n liggaam op 'n pad wat die heel beste is. Dit is nie 'n ervaring nie. Dis 'n pad, dis 'n koers wat ons saam met die Heilige Gees stap. Party vertalings los sommer eintlik hierdie stukkie uit wat sê uitnemender weg. Hulle sê net ek wys jou wat die heel beste is. Ek dink nie Paulus sal nou hierdie sin voordat hy die grootste werking van die Heilige Gees gaan beskryf, sommer net random woorde gebruik, nie? Hy is baie intentioneel om vir ons te sê, die beste werking van die Gees is 'n pad wat ons saam met die Gees stap. Nou, ek weet nie of jy dit weet nie, maar reg aan die begin is die disippels genoem mense van die weg. Die eerste keer waar ons dit lees, is in Handelinge 9. Hierdie beweging van mense wat in Jesus geglo het, is beskryf as mense van die weg. En ons lees dat Paulus hierdie mense van die weg probeer stop het. Onthou jy? Hy het lank vir Jesus vervolg. Hy het hierdie weg probeer doodmaak. En toe roep Jesus hom om hierdie weg vir die mense te wys. Hoe kan hy, wat hierdie weg probeer stop het, hierdie weg dan wys? Dink net aan Paulus, al die genade wat hy beleef het van Jesus self. Jesus kies hom, die een wat eintlik daaruit was om hierdie weg dood te maak. Om Jesus se begin in hierdie wêreld te probeer stop. Maar hoe vreemd dit ook al vir my en vir jou klink. Jesus kies hom om die weg te wys. Kan jy dink aan al die vergifnis wat Paulus by mense moes ontvang? Die mense wat hy vervolg het. Van hulle hierdie vennote, deel van die liggaam, wat hy in die tronk gegooi het, vir dood gelaat het. Kan jy dink die pad wat Paulus moes stap? As hy vir ons skryf daaroor in Galasiërs 1, dan sê hy, ek is nou Arabië toe, en toe is hy terug Damaskus toe. Toe het hy begin gesels mos oor Jesus. En daai einste mense van die weg, toe die Here hom wou doodmaak toe hy begin, het hulle hom in 'n mandjie laat afsak. Toe vlug hy na Jerusalem toe. Daar het hy die apostels ontmoet. En daar wou die Jode hom ook doodmaak. Toe stuur die apostels hom Tarsus toe. 10 jaar later, toe gaan haal Barnabas hom. Hierdie was alles ongeveer oor 'n tydperk van 13 jaar. So ons sien, die heel beste werking van die Gees is 'n pad saam met die Gees. Dis nie 'n kits nie. So miskien is dit 'n goeie plek om 'n bietjie te pause nou. Ek weet jy wil sekerlik nou hoor, wat sê Paulus, dan is die uitnemendste werk van die Heilige Gees. Maar kom ons stop gou eers en vra. Wat is jou verwagting vir die jaar wat voorlê? Wat wil jy die Here voorvertrou? Hy is getrou, hy het homself aan jou verbind vir hierdie reis. Wat wil jy van vra? As jy hoor, Paulus gaan nou oor die heel beste werking van die Heilige Gees skryf, wil jy nie sommer 'n deel van jou maak van jou verwagting, of deel van jou verwagting maak vir die jaar nie. Om te sê, ek vertrou dat ek saam met my sissies, saam met elke ander cherish vrou, gaan groei in die heel beste werking van die Heilige Gees. Die Here het ons vir mekaar gegee. Hy het homself aan ons verbind en ons 1 Korintiërs 13 gegee, sodat ons die heel beste van die Heilige Gees kan ontdek. Geniet die gesprekke.
Welkom terug en ek hoop julle het verrykende gesprekke met mekaar gehad. Ons gaan aan in 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 3 lees ons. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie. Dan het ek 'n weergalmende gong en 'n kletterende simbaal geword. Al profeteer ek en begryp ek alle geheime en besit ek alle kennis en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het nie liefde nie, is ek niks. Al deel ek al my besittings uit en gee ek my liggaam oor sodat ek my daarop kan beroem, maar ek het nie liefde nie, baat dit my niks. Onthou nou, hierdie is 'n brief. Deur die brief tot hier het Paulus met logiese beredenering gewerk. Hy het geskryf oor sekere onderwerpe. Nou gaan hy die heel beste werking van die Heilige Gees beskryf en skielik is dit nie meer redenasie soos vroeër nie. Skielik nou is dit 'n gedig. En hierdie gedig is in 3 dele. Vers 1 tot 3, 4 tot 7 en dan 8 tot 13. Dis 'n aangename verrassing. Hier is 'n gedig. Dis anders. Dis eintlik bietjie skokkend. Want al die goed waaroor die Korinte gemeente geredeneer het, al die belangrike gawes soos hulle daaroor gedink het, vat Paulus nou en hy maak 'n gedig. Maar die klem is glad nie op al daai dinge nie. Die klem is op liefde. Dit moes hulle nogal geskok het. Dink jy nie? Een van die dinge wat ons hier moet hoor, is Paulus wat sê, ek gaan vir julle 'n uitnemende weg wys. Nou daar's 'n teorie wat genoem word speech acts. Woorde kan dinge doen. Partykeer is woorde mos maar net 'n beskrywing of 'n verduideliking, maar partykeer kan woorde dinge doen. As ek vir jou byvoorbeeld sê, ek vergewe jou, of ek is jammer. Of as mense trou en jy sê, ek verklaar julle nou wettig getroud. As ek iets beloof, dan doen ek dinge met my woorde. En dis presies wat Paulus hier doen. In die een oomblik skryf en redeneer hy, en nou gaan hy vir hulle die beste wys. En dan skryf hy 'n gedig. Dis 'n aksie wat iets wys. Hy doen iets hier. En Paulus sê hy doen dit deur die werking van die Gees. Die Gees gaan nou iets doen. Hy gaan nie net verduidelik wat die beste werking van die Heilige Gees is nie, nee. Die Gees gaan deur dit skep. En dis deel van wat hier gebeur. Nou wanneer jy nog so lees en jy sien dis 'n gedig, né? Dit skok jou so bietjie. Onthou julle, ons het laas jaar hieroor gepraat. Ons almal het 'n vooropgestelde idee. Wel, meer as een. Ook oor die werkinge dalk van die Heilige Gees. En ek wil jou uitnooi. Moet nou nie dink dit is verkeerd om so te dink nie. Sit dit net vir eers op 'n rakkie vir jou. En kom ons reis saam met Paulus en hoor. Dalk het jy baie vrae. Wag, reis net saam. Maar een van die dinge wat ons kan keer op hierdie reis natuurlik, is ons vooropgestelde idees. En baie keer, al hoe ons hierdie vooropgestelde idees kan verander, is, ons het mos nou hierdie 2 soldaatjies, hier by ons ore, wat al die idees wat nie pas by hoe ons eintlik reeds dink nie, wegjaag. En al hoe ek en jy hierdie soldaatjies kan laat weggaan of verby hulle kan kom, is deur 3 dinge. Herhaling, stories en skok. En ek dink dis wat hier gebeur. Dis 'n skok. Dis 'n gedig. Dis 'n mooi skok. Dis anders. Dan vat Paulus die dinge waaroor ons redeneer. En dis mos nou die groot geestelike dinge en hy sê, al daai dinge beteken niks sonder liefde nie. Julle, dit moes 'n geweldige skok vir hierdie gemeente gewees het. Miskien vir my en vir jou ook. Hoor wat Paulus sê. Sonder liefde maak niks wat ek sê saak nie. Maak niks wat ek glo saak nie. Maak niks wat ek weet saak nie. Maak niks wat ek gee saak nie. Maak niks wat ek bereik saak nie.
Dit is nogal skokkend. En ek dink dis deel van die uitnodiging. Die uitnodiging van 1 Korintiërs 13. Daar is 'n heel beste, en dis 'n weg, saam met mekaar, saam met die Gees. Maar partykeer moet ons dalk eers besef, waarna jaag ek so? Wat dink ek is die doel van my lewe? En dis in so 'n sin wat ek dink Paulus hier vir die Korintiërs skryf. Kom ons kyk gou na wat hy skryf. Hy skryf mos nou, al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie. Dan het ek 'n weergalmende gong en 'n kletterende simbaal geword. So, tale was een van die gawes waaroor die Korintiërs mense geredeneer het. Dit lyk asof tale dalk een van die belangrikste gawes is, en baie geestelik is. Maar hy lys dit nie saam met die ander nie. Ek dink hy fokus hier op aanbidding, want dis die voorbeeld wat hy gebruik. Nou daar in Korinte was daar die moeder van alle gode, hierdie groot God. Een of ander snaakse naam, wat ons nie eens gaan bodder om uit te spreek nie. En hierdie God is daar aanbid. En in daardie godsdiens was die prosesies gelei met gongs en simbale en die mense is opgesweep en dan het hulle in tale begin praat. En so dis baie skokkend wat Paulus vir die gemeente skryf, want hulle ken daai tipe aanbidding. Hulle sien dit en nou sê Paulus, ouens, al aanbid julle die Here met tale van mense of engele, as julle mekaar nie liefhet nie, beteken julle aanbidding niks. Dit lyk vir my, ons het dit reg gekry om God te aanbid, en nie eers die vraag te vra, wie is hier langs my nie? Paulus sê, as ons mekaar nie liefhet nie, is ons aanbidding leeg. En dan gaan hy na die gawes toe, profesie, geheime, kennis, wysheid, geloof, om berge te versit, al die gawes waaroor hierdie mense so geredeneer het. Watter een is die geestelikste een? Is dit nou die ou wat profeteer, of is dit al die wysheid, kennis, geloof? Paulus sê, as daar nie liefde is nie, beteken selfs hierdie gawes van die Heilige Gees niks. Ek wil dit duidelik stel. Paulus is nie teen gawes nie. In 1 Korintiërs 1 dank hy God dat die gemeente baie kennis en baie gawes het. Maar die punt is, hierdie gemeente het so gewerk met kennis en gawes dat hulle opgeblaas geraak het. Nou, interessante feit, hierdie woord opgeblaas kom net in Korintiërs voor. 6 keer in 1 Korintiërs en dan 1 keer in Kolossense. Nêrens anders word genoem in Paulus se briewe nie. Die woord word eintlik lekker in Engels vertaal. Puffed up. Ek sien hulle, so lekker puffed up. In plaas van dat hulle gawes en kennis gebruik om mekaar op te bou, blaas hulle op. En dit lyk vir my met die gedig, vat Paulus 'n ou speltjie en hy pop hulle ballonnetjies. Hierdie dinge beteken niks sonder die uitnemender weg nie. Die pad wat ons saam met die Gees stap. En dit is om te leer om lief te hê, soos Jesus ons liefhet. Die laaste een waarna hy verwys in hierdie stuk is, al deel ek al my besittings uit. Hier word gepraat van geweldige opofferings. Mense wat hulle liggame oorgee. Party vertalings sê om verbrand te word en daarop roem. Onthou in die inleiding het ons genoem dat hierdie gemeente die enigste gemeente was wat nie vervolg is nie, wat nie hulle besittings verloor het of wat met hulle lewens geboet het nie. Maar hulle het geweet dat daar baie sulke mense is in die Romeinse ryk wat boet met hulle lewens. Maar selfs as hulle oor dit praat en redeneer, mis hulle die punt. Sonder liefde beteken al hierdie opofferings net mooi niks nie. Hierdie moes 'n geweldige skok gewees het. Hoekom wou Paulus hulle skok? Soms is dit nodig dat ek en jy besef, ons is van koers af. Voordat ons vra, gee my die padkaart asseblief.
En hierdie gedig het ons mos nou gesê is in 3 dele geskryf. Van vers 1 tot 3, waaroor hierdie sessie vandag fokus. Hierdie wil mense help om te besef, ons het bietjie verdwaal. Die reis van die gedig is dan verder in 2 dele van vers 4 tot 7 en dan van vers 8 tot 13, waarop ons ook later gaan fokus. Dit gee dan vir ons die padkaart. Hoe stap ons nou saam hierdie uitnemendste weg, die beste, die heel beste, saam met die Heilige Gees? Julle, ek dink jy kan nou agterkom dat 1 Korintiërs 13 nie 'n troupreek is nie. Dis 'n skrifgedeelte wat die Here vir my en jou gee, omdat hy ons uitnooi om die heel beste van die Heilige Gees te ontdek en die pad saam met hom te stap. Ek dink dit is tyd dat ons weer so 'n bietjie pause. En vir jouself die vraag vra, wat kom by my op as ek hoor, sonder liefde is ek niks? Het ek niks? Bereik ek niks? Wat kom by jou op as ek dan dink oor die koers van my lewe? Wat kom by my op as ek dink aan wat is ek besig om in hierdie lewe te pursue? Gesels lekker saam.
Welkom terug. Ons eindig vandag se sessie met hierdie baie belangrike vraag. Hoekom is dit so belangrik dat ons saam in vennootskap met die Heilige Gees, vennootskap met Jesus, met God wat getrou is, saam hierdie pad stap? Hierdie heel beste pad, die pad van die liefde. Hoekom is 1 Korintiërs 13 so belangrik? Onthou jy in ons inleidingsgesprek het ons gesels oor Korinte wat 'n kolonie van die Romeinse Ryk was. Die Romeinse Ryk was baie groot in daai tyd, wyd uitgestrek en daar is strategiese plekke gekies om kolonies te wees, sodat hulle die Romeinse Ryk en die kultuur van hierdie ryk natuurlik kon verteenwoordig. So as iemand nou na die hawe stad Korinte gereis het, is hulle deur hulle oë herinner. O ja, hierdie is nou die Romeinse Ryk, daar is 'n heerser, Caesar is Lord, en al die gode wat hier aanbid word, het natuurlik hulle volmag vir die keiser gegee. En dan kon jy sien, dit is nou hoekom ons dinge hier doen soos wat ons se doen. Dis die kultuur van die Romeinse Ryk, en dis hoe dinge hier werk, as 'n kolonie. Paulus skryf in 1 Korintiërs 1 vers 2, aan die gemeente van God in Korinte, wat in Christus Jesus geheilig is deur God. Ons kan eintlik hier praat van ons. Met ander woorde, aan die gemeente van God in die tuinroete. En hierdie woordjie wat 'n gemeente beskryf hier is ekklesia. Nou dit is wat die mense genoem is wat saamgekom het om die Romeinse Ryk se kultuur te vestig. Ekklesia. Nou ons is nou God se ekklesia, om sy koninkryk te verteenwoordig en sy kultuur te vestig. Nou een van die dinge wat baie prominent was in Korinte, hoe hulle heeltyd herinner is aan die Romeinse Ryk en die kultuur, was natuurlik al die beelde van die gode en die beelde van die keiser wat gesê het, hy heers en hy die volmag van al hierdie gode ontvang. Nou, wat sê Paulus in 1 Korintiërs 12, vers 12 tot 13 vir ons? Want, net soos die liggaam een is, en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook is Christus. Want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne. Ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam. Hierdie is nie net 'n metafoor nie. Paulus sê hier dat God het 'n beeld geskep van die eintlike koning. Ons is die liggaam van Christus. Ons word geroep om Christus Jesus, die gesalfde koning, uit te beeld, sodat die wêreld kan weet wie is eintlik koning en watter tipe koning hy is, met watter God se volmag hy heers. Die God wat ons leer ken in die liefde van Christus. Dis hoekom 1 Korintiërs 13 so belangrik is en baie meer as 'n troupreek is. Dit beskryf Christus self, dit beskryf ons roeping, dit beskryf die pad wat die Gees nou met ons wil stap, want dis hoe die wêreld gaan weet dat Jesus koning is. Ek en jy kan hierdie pad stap met die vennootskap, met die Heilige Gees, want ons hoor mos wat sê Paulus, as hy sê ons is die gemeente van God in Korinte, want in Christus Jesus is ons geheilig. In Christus is ons reeds 'n 1 Korintiërs 13 gemeente. Ons is reeds daar in hom. Nou word ons dit, wat ons in Christus is, hier in die tuinroete. Hoe? Deur die vennootskap met die Heilige Gees en dis om die beste pad te stap. Dis die uitnodiging wat God vir my en vir jou gee. Kom stap hierdie pad saam met my Gees, want dis hoe die wêreld gaan weet dat Jesus die koning is. En julle, as dit God se roeping is, hy is getrou. Daarom kan ons word dit wat ons reeds in Christus is. En liewe vriendin, kan ek jou vra, terwyl ons hierdie pad, hierdie journey saam stap, moenie jou pad met die Here met enige iemand anders in vergelyk nie. Hoe sê Paulus aan juis vir ons as hy oor die liggaam praat?
hierdie beeld van Christus. Hy sê, die hand kan nie sê, omdat ek nie die voet is nie, is ek nie belangrik nie. Of die voet kan nie sê, ek het nie die hand nodig nie. Nee, ons het mekaar nodig. En ons moenie mekaar met mekaar vergelyk nie, want dan breek ons die eenheid. Ons gaan juis saam groei en so gaan ons saam Christus uitbeeld. Onthou, ek kan nie die liggaam saamstel nie. Paulus sê vir ons in 1 Korintiërs 12 vers 18, hoor wat sê hy? Maar nou het God elke een van die lede in die liggaam saamgestel, soos hy wil. Nie ek en jy nie. Kyk gou na die mense in jou groep. God het mense saamgesit, sodat ons nou saam kan groei. Kom ons vertrou die Here ook met die mense saam met wie ons nou hierdie pad gaan stap. Nou jy het 'n kaartjie en 'n koevert gekry en ek wil jou nou uitnooi om dit wat jou verwagting is, dit wat jy die Here voorvertrou op hierdie reis, daarin te skryf. En as jy klaar is, plak die koevert toe en gee hom vir jou fasiliteerder. Ons gaan aan die einde van hierdie journey dit oopmaak en sien hoe die Here ons deur sy getrouheid in die jaar kom help het om te groei op hierdie pad. Hierdie uitnemendste weg saam met die Heilige Gees, sodat die wêreld kan sien dat Jesus die gesalfde koning is. Ek is so opgewonde en ek sien so uit saam met jou na hierdie jaar. En kom ons vertrou die Here dat ons 'n 1 Korintiërs 13 gemeente sal word, hier in die tuinroete, sodat mense kan weet, Jesus is koning. Elke fasiliteerder gaan nou oor elke groep bid, en ons gaan deur hierdie gebed, alles wat ons gehoor het moet vasmaak, en kom bevestig, dat ons hierdie groot uitnodiging aanvaar, en dat ons die roeping ons eie maak.